Okay, ouens, ons gaan vanaand dan nou gesels oor hoeveel mense is saam met Jesus gekruisig en hoekom is dit belangrik? En glo ons reg of glo ons nie reg nie? Nou julle weet dat die algemene tendens of die algemene geloof is dat daar 2 manne saam met Jesus gekruisig is en dat Jesus se kruis tussen die 2 manne se kruis was. Ja. Stem julle met my saam? Is dit wat julle glo? Ja, dis dit ek. En dit is die man op die middelste kruis. Dis wat ons vertaal is, want ons sê dit so. Okay, julle is gewillig om dadelik te weet, daar's dalk iets snaaks in die lug as ek so iets sê. Ja, ek het hier geskryf en gesê, alhoewel dit dalk na 'n onbenulligheidjie lyk, is daar waarde in die waarheid. En baie waarde daarin om die hele Bybel te kan lees en verstaan en te sien dat daar geen teenstrydighede is nie. Ons kry baie keer dat mense kom en sê daar's teenstrydighede in die Bybel. Daar's goed wat nie klop nie. Maar ek wil vir julle sê dat as jy by iets kom wat nie lyk asof dit dieselfde is nie. As jy kom by iets wat lyk asof dit 'n teenstrydigheid is, gaan lees net bietjie dieper. Want dit het baie keer met die vertaling te doen. Okay, so, as ons nou na hierdie gedeelte kyk, en dit is nou vir my baie interessant, dan moet jy weet dat as daar slegs 2 mans saam met Jesus gekruisig was, dan is daar ongelukkig verse in die evangelies wat mekaar weerspreek. En hy is almal doodstil. Want as dit net 2 was, dan ergens praat die evangelies nie met mekaar nie. En die evangelies behoort mekaar mos nie te weerspreek nie. Stem julle met my saam? So, ons is geneig om dit wat vir ons van die kansels afgeleer is al die jare, so soetkoek op te slurp en te glo dat dit die waarheid is. Nou wat ek vanaand gaan doen is, ek gaan vir julle bewys dat daar 4 mans was, wat saam met Jesus gekruisig was. En ons gaan ontslaa raak van al hierdie oënskeidelike teenstrydighede wat daar in die Bybel is. En ek gaan vir julle verduidelik wat dit beteken, hoekom dit so belangrik is. Die eerste ding wat ons moet onthou, is dat die getal 5 in die Bybel praat van genade. En dit is waarom daar 5 kruise moes gewees het. Die hele kruisiging gaan oor genade. In nommer 3 praat, ekskuus om Jan? Dat Jesus se nommer is 5. Die kruis. Ja, die kruis, die genade is dit, ja. Nou 3 alleenig verwys net na Jesus, maar 5 verwys na sy genade. Maar die kruis wys nie na Jesus nie, dit wys na die genade wat deur hom gekom het. En omdat ons nie die ander 2 kruise sien nie, want dit het verlore gegaan in 3 van die 4 evangelies, daarom sien ons nie die genade nie, en ons sien net die kruis van Jesus raak. En ek gaan vir julle verduidelik, soos ons gaan en hopelik gaan julle dit verstaan. Ouens, dit is vir my so interessant toe ek dit raak gesien het, en moenie skuldig voel nie, want ek dink 'n maand terug het ek ook vir julle gesê, ek dink daar was nie 2 kruise saam met Jesus. Nou 2 Timoteus 2 vers 15 sê 'n baie belangrike ding. Hy sê, werk hard sodat God jou kan goedkeur. Sien jy? Werk hard sodat God jou kan goedkeur. Wees 'n goeie werker, een wat nie nodig het om hom te skaam nie. En wat doen 'n goeie werker? Iemand wat die woord van die waarheid reg verduidelik. So hier kom Paulus en hy sê vir Timoteus, jy moet die woord reg verduidelik. Dit maak van jou 'n goeie werker. 'n Goeie werker beteken nie jy werk jou hande stikkend nie. 'n Goeie werker in hierdie konteks is iemand wat die waarheid reg verduidelik. En ek dink, dit klink so eenvoudig, maar dit is iets wat ons baie keer nie kry nie. Ok, kom ons lees verder.
Die Engels sê dit baie mooi, hy sê in die klassiek, wat ek nie lekker kon geskryf het nie, Classic Amplified says, study and be eager and do your utmost to present yourself to God approved, tested by trial, a workman who has no cause to be ashamed, correctly analyzing and accurately dividing, rightly handling the skillful teaching, the word of truth. Met ander woorde, God sê in hierdie gedeelte deur Paulus vir Timotheus, jy moet die woord reg sny. Rightly divide. Met ander woorde, moenie 'n verkeerde skewe woord preek nie. En ek wil vir julle sê vandag dat ek dink iemand wat 'n woord preek wat 1 graad van die waarheid af is amper erger as 'n ou wat 'n totale vals ding preek. Want ons glo baie maklik die leuen as hy so net raak aan die waarheid. Nou wanneer dit kom by die gebeure wat opgeteken is in die 4 evangelies, dan beteken dit ek en jy moet al 4 die evangelies lees en dan moet ons al daai inligting bymekaar sit om die volledige prentjie te kry. Met ander woorde, as Johannes nou iets sê en Matteus sê ietsie oor dieselfde aangeleentheid en Lukas het ietsie gesê, dan kan ons daai goed bymekaar sit om 'n volledige prentjie te kry. Want hulle behoort mekaar nie te weerspreek nie. Stem julle met my saam? OK. Nou wat ons dan nou moet doen is, soos ek het geskryf, ons moet die gebeure, die tye en die plekke in ag neem en soms gee verskillende evangelies verskillende besonderhede van dieselfde gebeurtenis, maar soms is gebeure wat baie soortgelyk lyk, maar eintlik verskillend is. As mens byvoorbeeld gaan kyk na die tempelreiniging, dan het dit 2 keer gebeur. Net toe Jesus se bediening begin het, was daar 'n tempelreiniging. En in die laaste week voor sy kruisiging was daar weer 'n tempelreiniging. Maar baie mense sien nie die tweede een raak nie. Of hulle sien nie. In die 2 evangelies is 2 gebeure. Ja. Dit is 1 gebeurtenis, maar is 2 gebeurtenisse. Dis 2 gebeurtenisse, ja. So dis belangrik om dit te doen. En die belangrikste ding is dat ons moet fokus op die detail. Ons is geneig om net na die groot prentjie te kyk en dan laat ons toe dat allerhande, ouens, julle moet my vergewe as ek dit sê. Ek het byvoorbeeld, ons het nou die reeks gekyk van Dawid, wat vir my 'n baie mooi reeks was. Maar daar is goed in die reeks wat nie waar is nie. Want hulle sit dit in om die storie te laat vloei. En weet julle wat gebeur? Ons onthou die verkeerde goed. Ek weet nie of julle al agtergekom het nie. Die goed wat vassteek is die goed wat nie in die Bybel staan nie. So jy moet baie versigtig wees en as jy nie fokus op die detail nie, dan mis jy die waarheid wat God vir jou gee. Nou, ons moet besef dat ons in 'n tyd leef waar ons tradisies so belangrik is dat ons dit moet begin minder belangrik maak en dit vervang met die waarheid. Vir baie lank het ons tradisies as godsdiens aanvaar. Maar ons moet by 'n punt kom waar ons sê, okay, kom ons gooi net die tradisies eenkant toe, en as hierdie tradisie teenstrydig is met wat die woord van God sê, dan moet die tradisie ongelukkig gaan. En maak nie saak hoe baie ek van Kersfees hou nie, argumente onthaalwe nie, as die Bybel sê ek moet dit nie vier nie, dan vier ek dit nie. Julle hoor wat ek sê. En hier het ons nou dieselfde ding. Nou, as ons nou gaan kyk wat sê Matteus 15, vers 1 tot 3, dan kry ons 'n baie interessante gedeelte waar Jesus vir ons die antwoord op hierdie goed gee. En ek wil vir julle lees wat sê die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê, daar kom toe Fariseërs en skrifgeleerders van Jerusalem af na Jesus toe. En hulle sê, waarom verbreek jou disippels ons voorouers se tradisie deur nie hulle hande voor ete te was nie? Met ander woorde, hierdie Fariseërs kom nou na Jesus toe en sê, jou voorouers, jou disippels verbreek 'n tradisie. En die tradisie is, jy moet jou hande was voordat jy eet. En toe kom Jesus en hy antwoord in vers 3 en hy sê, en Jesus se reaksie was, en waarom verbreek julle deur julle tradisies die direkte opdragte van God? In ander woorde, hy sê,
julle kom val my disippels aan en sê, hoekom verbreek hulle 'n menslike tradisie om nie hulle hande te was voor hulle eet nie? Maar jy wat 'n fariseer en skrifgeleerder is, julle verbreek met julle tradisies die direkte opdragte wat van God afkom. Julle hoor hoe ernstig dit is, né? En as jy bietjie verder in daai selfde gedeelte lees, dan staan daar, so trek julle met julle tradisie 'n streep deur die woord van God. In ander woorde, as my tradisie belangriker is as wat die woord sê, dan trek die tradisie 'n streep deur die woord van God en dan sê ek nee, ek glo liewer die tradisie as wat ek dit glo. En toe sê Jesus verder, hy sê, julle skyn heilig is. Die profeet Jesaja het julle raak beskryf. Hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Hulle godsdiens is blote skyn. Want, hoekom is hulle godsdiens blote skyn? Want hulle hou menslike voorskrifte voor as wette van God. Met ander woorde, die tradisies is belangriker as wat die Bybel is. Maar die Engels sê dit net so mooi. Hy sê, for the sake of your tradition, the rules handed down by your forefathers, you have set aside the word of God, depriving it of force and authority and make it of no effect. Met ander woorde, jy vat die autoriteit van God se woord weg, as jou tradisie veel belangriker is as die woord van God. En dan sê Jesus, your pretenders, your hypocrites, admirably and truly did Isaiah prophesy of you when he said, these people draw near me with their mouths and honor me with their lips, but their hearts hold off and are far away from me. Uselessly do they worship me. For their doctrines, en nou kan ek nie sien wat ek daar geskryf nie, maar dit gaan oor die doctrines en die commands of men, wat belangriker is as dan nou die woord van God. So, en baie mooi in die Afrikaanse vertaling, sê hy, so het julle tradisies dan die woord van God kragteloos gemaak. Ok, nou watter tradisie het ons rondom die kruis? Die grootste tradisie is, daar is 3 kruise, Jesus is in die middel gekruisig, en daar's 2 mense, een aan weerskante. Ja, en het een van julle al ooit gedink om te wonder of dit waar is? Johannes 19 vers 18 sê dit so. Ok, ons gaan nou kyk daarna. Jy moet nie nou al begin soek nie. Moenie nou al begin soek nie, want dit is fenomenaal, julle moet mooi luister, dan gaan julle nie hoor nie. Ok, wanneer ons begin by die kruisiging van Jesus, volgens die 4 evangelies, as ons nou die goed by mekaar sit, sal ons opmerk dat daar beduidende verskille tussen die 4 evangelies is. En ek weet nie of julle dit al opgetel het nie, moet dit nie gaan soek nie, ek gaan dit nou vir julle gee, en dan kan julle dit gaan soek. Ek gaan dit nou vir julle gee. Nou, ons moet onthou dat soms is dit net verskillende besonderhede van dieselfde gebeurtenis, waarna verwys word, maar soms is daar groot verskille. En dis waarmee ons hier te doen het. Nou, ek het hier geskryf, aanvanklik weet ons nie of ons net met verskille in detail te doen het, en of ons met heeltemal verskillende dinge te doen het nie. So dit is belangrik om te gaan kyk, hierdie verskille wat ons optel, wat is dit, en waar kom dit verby? Nou, een van die verskille wat ons moet raak sien, in die kruisiging, gaan ons nou begin, en julle kan nou gaan mooi opsoek, ons kry Matteus 27 vers 38, en Matteus 27 vers 38, verduidelik dat daar 2 rowers saam met Jesus gekruisig is. Markus 15:27 verduidelik dieselfde. So as jy nou na daardie 2 tekste toe gaan julle sien, hy sê, toe is 2 rowers saam met hom gekruisig, een aan sy regterhand en een aan sy linkerkant. Dit ken julle. En Markus 15 sê dieselfde, hy sê, saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een aan sy regterhand en een aan sy linkerkant. Dis die teks wat ons almal baie goed ken, en wat vir ons die prentjie gee van Jesus in die middel met die 2 rowers aan die kant. Stem julle met my saam? Maar wat interessant is, as ons nou 'n bietjie verder lees en ons kom in Lukas, dan sê die evangelie van Lukas, dat daar 2, hy sê, saam met Jesus is ook 2 ander misdadigers weggelei om tereggestel te word. In Lukas 23 vers 32.
Nou in die begin as jy dit lees, klink dit nie vreemd nie. Ja, jy regs nie nou. Want eers praat 2 evangelies van 2 rowers, en dan kom jy in Lukas, en Lukas praat van 2 ander misdadigers. En dis vir ons baie maklik om te sê, ag wat, rowers en misdadigers is dieselfde goed, so dit is nie regtig teenstrydig nie. Maar as ons 'n bietjie verder gaan, dan word dit al hoe interessanter. So wat ek nou vir julle wou gesê het, ek het hier gesê, ander weergawe soos die NIV, die NASB en die RSV gebruik ook die vertalings rower en misdadigers, terwyl party ander praat van diewe, party praat van boosdoeners, maar die belangrike ding wat ons moet verstaan is dat hier 2 verskillende Griekse woorde gebruik word. En die eerste 2, Ek sukkel om vir myself te vertel dat daai rower is nie 'n pirate nie, dis iemand wat gesteel het, ja. is dit wat Dit is iemand wat steel, ja. Ja, kan ek net gou vir julle vertel waar hierdie hele ding vandaan kom, en dankie Rubien dat jy dit vir ons oopmaak. Ja, Lukas 23:32 sê die woordjie nog. En ek bel vir Rubien. Ek tel iewers op, dat is spyt. Jy is so grappig, ek kom nie by die tyd nie. Ja, ek bel haar, maar binne minute toe. Okay, maar ons gaan nou daarby uitkom. Hou daai gedagte daar, ons gaan by daai nog nou uitkom. Ek het nooit gevraag vir 2 verskillende betekenisse, want daar staan teregwys. So dit beteken, die 2 wat gehang het, was klaar tereggewys, want hulle doodstraf het. Die 2 wat dan saamgegaan het gegaan om vonnis te trek. Ek gaan nou vir julle verduidelik. Hou al daai gedagtes net so by mekaar, moenie vooruitloop nie, gee my kans. Okay. So, wat baie belangriker is, ek het hier geskryf dat alhoewel dit duidelik is dat 'n rower 'n misdadiger is dit dus, en dit is dieselfde stel van 2 mans kon gewees het, in 'n sekere sin, né? Moet dit nietemin ons aandag trek, dat hier van 2 verskillende Griekse woorde gepraat word. Jou rower is die Griekse woord lestes, en jou misdadiger is die Griekse woord kakargus. Kakargus, ek weet nie, dis hoe hulle dit uitspreek, okay. Dis karkas. Amper so iets, dit klink amper so, né? Ja, Dan kan julle nie sien daar nie, ek sal dit nie uitspreek nie, want my moeder sal peper in my mond gooi. kakargus, okay. So net miskien, as ons nou hier begin, moet jy die eerste vraag begin vra, hoekom sal 2 van die evangelies praat van 'n rowers, en dan die 3de evangelie praat nou van misdadigers? Nou, ek weet op 'n vorige baie jare terug het ek eendag vir 'n dominee gevra, wat is die verskil? En hy het vir gesê, moenie jou kop daar breek nie, is dieselfde ding. Maar ek wil vir julle sê, dit is nie heeltemal dieselfde ding nie. Nou wil ek vir julle sê dat dit word baie meer waarskynlik dat hierdie 2 verskillende stelle mans verskillend was. As ons onthou dat die rowers al 2 Christus gelaster het, Ja. maar die misdadigers het 1 Christus gelaster en die ander een het gesê, uit die ander een betuigtig, gesê, tereggewys, gesê, hoekom doen julle dit? Nou, hoekom sal 2 evangelies praat van 2 rowers, wat al 2 Jesus belaster, en die 3de evangelie praat van 2 misdadigers, waarvan 1 Jesus uittart en die ander een hom teregwys. Okay, so ons gaan nou verder gaan, ek wil net julle moet so lank dit in gedagte hou. Okay, kom ons gaan kyk wat sê die skrif. Matteus 27 vers 24 staan daar, en op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig. Sien julle? Die rowers wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig. Al 2. Sien julle, hulle praat meervoud, nie net 1 nie. Die Engels sê, and the robbers who were crucified with him, het dieselfde ding gedoen. Sien julle? Weet jy of julle dit al raak gesien het nie? Ok, nou as ons nou bietjie gaan kyk wat sê Lukas,
Dan sê Lukas, en een van die kwaaddoeners, of dan nou die misdadigers, wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een het hom bestraf en gesê, vrees jy ook God nie, terwyl jy dieselfde oordeel het? Met ander woorde, toe hulle praat van die rowers, toe sê hulle albei die rowers het Jesus gespot, maar toe hulle praat van die misdadigers, toe het een gespot, en die een het nie gespot nie. OK. So julle moet net eers bietjie delete wat julle tot nou toe geleer het, en dan luister julle wat ek vir julle sê, en dan gaan ons verder daaroor gesels. Nou daar word soms gepreek, en ek het al so 'n preek gehoor, en ek dink julle ook al, dat een van die misdadigers in die begin Jesus beledig het, en later het hy van plan verander, en toe het hy nou nie meer vir Jesus beledig nie. Maar dit wat die misdadigers gesê het, ondersteun nie hierdie standpunt nie. En ek gaan vir julle sê, hoekom nie? So dis nie die waarheid, dat hy van plan verander het, toe hy in God en Jesus se teenwoordigheid gekom het nie. Ek het al 'n preek gehoor wat sê, hy het Jesus beledig, en toe hy hom in sy teenwoordigheid gekom het aan die kruis, het hom so oorweldig dat hy begin glo het. Dit staan nêrens in die Bybel nie. OK, kom ons kyk wat staan daar. Die priesters, die rowers en een van die misdadigers het Jesus beledig omdat hulle gedink het hy was 'n bedrieger en 'n verraaier. En hulle het goed gesê soos, as u die seun van God is, kom van die kruis af. En as hy die koning is, laat hom nou van die kruis af kom. So ons sien dat die priesters, ons sien dat die rowers, en ons sien dat een van die misdadigers, almal Jesus uitdaag, en sê, as jy dan nou die seun van God is, kom van die kruis af. Nou, dit is baie onwaarskynlik, dat Jesus enige iets aan die kruis sou kon doen, wat die gedagtes van daai misdadigers sou verander het. Want as hulle geglo het dat hy 'n bedrieger was, hoekom sou enige iets wat hy aan die kruis gedoen het, hulle laat besluit het, hy is nou die beloofde Messias? Julle hoor wat ek sê, hy het nie 'n wonderwerk gedoen aan die kruis nie, wat hulle kon sien nie. Hy het niks gedoen as hulle almal vas oortuig was, hy was 'n bedrieger en hy was nie die Messias nie. Dan sou die kruisiging hulle nie laat glo het nie. Hoor julle, want julle weet, hulle het nie gesien wat gebeur nie. Hulle het nie die uiterlike goed gesien. Maar as jy voor die tyd al gedink het dat Jesus moontlik die Messias is, dan kon jy aan die kruis tot bekering gekom het en gesê het, ek besef dit is waar dit die Messias hierdie. Jy sien die verskil. Ek het hier geskryf wat die een misdadiger gesê het, weerspieël 'n diep gewortelde vrees vir God en 'n erkenning van wie Jesus Christus is. Wat het hy gesê in Lukas 23? Hy het gesê, dis veral waar, ek het hier geskryf, dis veral waar in die lig van die feit dat hy 'n paar verse later vir Jesus vra, om aan hom te dink wanneer hy in sy koninkryk kom. En Jesus dan verklaar dat die man gered sal word en saam met hom in paradys sal wees, in Lukas. So hierdie man het al reeds 'n diep gegronde oortuiging gehad. Hy het miskien nie in hom geglo nie, maar hy het geglo dat hy is wie hy is. Die ander het almal gedink hy is 'n bedrieger. Nou, OK. Nou begin ons nog by 'n punt kom, waar mense nou begin, daar's dalk 'n moontlikheid dat dit verskillend kon wees. En nou het ek hier geskryf, dis baie onwaarskynlik dat hy Jesus herken het terwyl hy in pyn aan die kruis gehang het. En baie meer waarskynlik dat hy altyd 'n mate van vrees vir God en 'n mate van kennis van Jesus gehad het voor die kruisiging. Dis blyk daar nou duidelike bewys te wees dat die twee rowers nie dieselfde as die twee misdadigers is nie. Verstaan, om hier te begin. Maar toe het ek gesê, maar, as jy nog steeds voel, dat dit nie genoeg bewys is dat daar 4 manne saam met Jesus gekruisig is nie, moet ons bietjie verder gaan kyk. Want die skrif is baie duidelik. Sê vir my, julle geniet dit. Die belangrike ding is dat hierdie 6 manne, of dan nou hierdie 4 manne wat saam met Jesus gekruisig is, nie op dieselfde tyd gekruisig is nie. Het julle dit al agtergekom?
Kom ons kyk wat sê die woord. As ons nou noukeurig gaan kyk wat sê die Bybel, dan sal julle sien dat die twee misdadigers op dieselfde tyd as Jesus gekruisig is, maar dat die twee rowers eers 'n bietjie later in die dag gekruisig is. OK? Kom ek verduidelik vir julle. Ons lees dat die twee misdadigers weggelei is saam met Jesus om gekruisig te word, en dat hulle onmiddellik langs hom gekruisig is. OK, dis die prentjie wat ons het. Die twee misdadigers het saam met Jesus gekom, hy is saam weggelei, hulle het saam hulle kruise gevat, hulle is saam gekruisig. Nou, maar dan, kom ons lees net eers wat sê Lukas. Daar staan in Lukas 23, en daar is nog, dis om Jan se nog, en daar is nog twee ander kwaadoeners weggelei, om saam met hom tereggestel te word. En toe hulle op die plek kom waar hoofskerel genoem word, het hulle hom daar gekruisig en die kwaadoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. OK. So, wat sê hy? In teenstelling met hierdie twee misdadigers wat Lukas sê wat saam met Jesus gekruisig is, sê Matteus 27 dat twee rowers gekruisig is nadat Jesus gekruisig is en nadat die wagte sy klere die lot opgewerp het en nadat hulle sy klere verdeel het en nadat hulle wag gehou het oor hom wat gekruisig is. Nou wil ek vir julle sê, nadat hulle die eerste 3 gekruisig het, Jesus en die 2, het hulle die klere gevat, onthou hulle is naak gekruisig, hulle het geen klere aangehad. En dan het hulle daardie klere gevat en dit verdeel onder hulle, en onthou julle, hulle het die lot gewerp oor Jesus se kledingstuk wat nie kon geskeur word nie, die boekleed, né? En dit moes 'n rukkie gevat het om dit te doen. Stem julle met my saam? Nou kyk wat sê Matteus vir ons. Hy sê, and when they had crucified him, they divided his garments among them by casting lots. Then they sat down and kept watch over him there. Met ander woorde, nadat hulle die lot gewerp het, het hulle daar gesit en hulle het gekyk wat gaan aan. And over his head they put the charge against him which read, this is Jesus the King of the Jews. En wat sê vers 38? Then, met ander woorde, nadat al hierdie goed gebeur het, 2 robbers were crucified with him, one on the right and one on the left. Jesus was nog steeds in die middag. Ja, nog steeds lewendig. Het julle dit al gelees? Dis ek wil die bene gebreek. Sien julle? This is Jesus, the King of the Jews, and then 2 robbers were crucified with him, one on the right and one on the left. Onthou nou die eerste 2 saam met hom gekruisig oorspronklik. Okay. Begin dit al veel interessant raak. Die Afrikaans sê mooi, hy sê, en nadat hulle hom gekruisig het, onthou nou die 2 het saam met hom gekom, die ander 2, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat die profeet gespreek is. Hulle het sy klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. En hulle het gaan sit en hom daar bewaak. Nou het hulle klaar die eerste 3 gekruisig. Nou gaan sit hulle daar. En bokant sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel. Dit is Jesus die koning van die Jode. Hulle het dit, terwyl hulle daar gesit het, bygeskryf. En dan sê hy, en toe word daar saam met hom 2 rowers gekruisig, een aan die regterkant en een aan die linkerkant. Nou, dis baie interessant. As ons nou gaan kyk na hierdie toe, wat vers 38 mee begin, dan is dit baie belangrik. Want dit was nadat die soldate Jesus klere verdeel het, nadat hulle hom vir 'n rukkie dopgehou het, en nadat die eerste 2 gekruisig is. As Matteus wou kommunikeer dat die rowers dieselfde tyd as Jesus gekruisig word, sou hy die woord en gebruik het en nie die woord toe nie. Julle hoor wat ek sê. Nou kom ons gaan verder aan. Ok, so kom ons begin voor. Wat het ons gesien tot dusver?
Ons het gesien dat Lukas vertel dat daar 2 misdadigers was, die Kakorgas, wat saam met Jesus gelei is en uitgelei is om gekruisig te word. En Matteus en Markus verklaar dat daar 2 rowers, 2 lestes was, wat saam met Jesus gekruisig is nadat die klere opgevuil was. En die soldate hom bewaak het en dopgehou het. OK. En die derde ding, sien ons dat Matteus en Markus teken aan dat beide rowers Christus beledig het, terwyl Lukas vir ons sê dat een van die misdadigers vir Christus beledig het. OK, dit weet julle nou tot nou toe. Ons kan net 'n bietjie daaroor redeneer, maar ek wil julle net eers al hierdie goed inneem. Nou, as julle nou gaan kyk na hierdie goed, sal julle nou sien dat ons het nou nog nie gepraat oor die evangelies van Johannes nie. Nou, Johannes is meer geïnteresseerd in waar die kruisiging plaasgevind het, as dat hy is met hoeveel mense daar was en wat daar gebeur het. So as ons gaan kyk na Johannes 19 vers 18, dan vind ons die gedeelte daar wat te doen het met dit wat ons nou mee besig is, né? En julle sal sien vir hom is dit amper, Johannes gee amper 'n opsomming van wat besig is om te gebeur. Nou kom ons lees wat staan daar. Daar staan, and he went out, bearing his own cross, there's no Jesus, to the place called the place of skull, which is in Aramaic is called Golgotha, and there they crucified him, and with him 2 others, one on either side, and Jesus between them. Met ander woorde, daar gaan hy, en hy gaan, hulle kruisig vir Jesus, en hulle kruisig die ander 2 wat saamloop, weerskante van hom, nee. As ons kyk na die Afrikaans, dan sê hy, Jesus het self die kruis gedra en uitgegaan na wat genoem is Kobbeenplek in Aramees Golgotha, en daar het hulle hom gekruisig en saam met hom ook 2 ander aan weerskante van Jesus met hom in die middel. Dis wat ons almal ken. Maar nou sien ons nie almal die verskil in detail nie. Nou as Johannes 19 vers 18 akkuraat vertaal is, dan lyk dit vir ons asof hier nou 'n teenstrydigheid is. Verstaan julle? En die ouens wat nou foute soek in die Bybel, kom nou hier na jou toe en sê, maar hier is nou 'n teenstrydigheid. Want nou sê Johannes, daar was nie 2 gewees, en hulle sê niks van die ander nie. Want hy sê duidelik, daar was 2 manne, en daar was een aan die een kant, en een was aan die ander kant, soos wat Tuin ook net nou vir ons baie vinnig gesê het, maar dit staan in Johannes. Ook is net hierop. Maar nou het ek geleer dat wanneer ons nie seker is wat reg is nie, dan moet ons maar na die Griekse teks toe gaan, en ons moet gaan kyk of die vertaling korrek is. En wat nou baie interessant is as ons nou in hierdie Griekse teks gaan kyk, en ons vat hierdie teks in Johannes, dan kom die woord een nie voor in die Griekse teks nie. So ek wil hê julle moet kyk na julle teks in Johannes, wat sê jou Bybel? Van die woord een of one kom nie voor in die Grieks nie. Ek gaan dit vir julle wys. As julle gaan kyk hier na die Griekse vertaling, en hier het ek hom vir julle uitgehaal en hom vir julle opgesit, gaan julle sien hier onder daar, om die sirkel, is die woord one. Hy word in hakkies ingesit, want hy bestaan nie in die oorspronklike geskrifte nie. Ons vertalers het hom daar ingesit. OK, so die woord one kom glad nie in daardie teks voor nie. So as jy die Grieks direk vertaal na Engels toe, dan is dit, en onthou nou die sin verband is nou moeilik, so as jy nou daarbo kyk, sal daar staan, and with him others, 2 on this side and on that side, middle but the Jesus. Onthou nou die sin, konstruksie is anders. So as jy nou net die woorde vat en jy vertaal dit direk, dan staan daar, and with him others, 2 on this side and that side, and middle but the Jesus. In ander woorde, as jy hom direk vertaal, Ja, ek sien die punt nie. ja, dan staan daar, en saam met hom 2 ander aan hierdie kant en daardie kant, met Jesus in die middel. Hierdie een sê een aan elke kant. Maar die woord een is nie daar nie. Ja, dit woord nie daar is, daar kry. Die Grieks het nie die woord een in nie.
ons het dit ingesit as gevolg van tradisie. Jy het gesê dis Johannes, ekskuus vir dit. Johannes 1918. Ja, 1918. Okay, so met ander woorde, en saam met hom 2 ander aan hierdie kant en daardie kant. Hierdie Bybel sê dit. Ja, party Bybel sê dit reg, ja. Ja, die lewende vertaling, nuwe lewende vertaling sê 2. 2 aan elke kant. Die nuwe lewende vertaling sê 2 aan Wat elke het kant. vertaling is hier? Ja. Dis die Kyk hier, daar kan die glo sy Bybel sê dit nie. Maar Jesus in die Hierdie Bybel sê dit reg. Die Die lewende Bybel nuwe lewende vertaling. sê 2 aan elke Hy kant. sê 2 aan elke kant. ja, die een sê Twee ander ander aan weerskante weerskant. van Jesus. Ja. So dit staan in ons Bybels, maar ons lees met oogklappe in, want ons het mos nou 'n prentjie in ons koppe. Ja, So, maar die Bybel is So die 1833 moet ons weggooi. Nee, hy's Stop reg. verbrand, want hy's vals. Nee, dis nie, hy is nie Dit vals is nie nie. vals nie. Hy's nie vals nie. Hy's net nie heel baie vertaal. Hulle het in daai woord as dit nou kom ek wys vir julle verder. Kom wys vir julle verder. Nou wat interessant is, hier word van die gebruik gemaak van 'n idioom wat sê aan hierdie kant en daardie kant, aan weerskante, né? En daardie spesifieke idioom sal beter vertaal word as aan weerskante, soos wat jou Bybel sê, né? Maar wat interessant is, hierdie selfde idioom word op 'n ander plek in die Bybel ook gebruik. En daar word hy ook vertaal op hierdie manier. En dit is wat die wonderlike ding is. Nou, hy word ook in Openbaring 22 vers 2 gebruik. En daar praat hy van die boom van die lewe wat aan weerskante van die rivier van die lewe groei. beautiful. So dit is presies dieselfde plek en dieselfde idioom wat net op hierdie 2 plekke in die Bybel gebruik word. Hy word reg vertaal in Openbaring, maar hy word nie reg vertaal in die meeste Bybels nie, want ons vertaal mos nou die Bybel met ons prentjie in ons koppe. Dis 'n groot ding wat jy op jou skouer vat om 'n Bybel te vertaal. Ja. Dis 'n verskriklike. Ja, dis 'n verskriklike ding. Wat gebeur het, is dat die meeste van die ouens wat die Bybels vertaal het, en dit maak nie saak na wie ons gaan kyk, hulle het dit uit Engels uitvertaal, na ons, na Afrikaans. En soos die Engelse dit verander het, het hulle dit nou net verander na Afrikaans. Dis waar die stertjies kom. Nou kom ek sê nou vir jou, ek het nou 'n ou wat 'n Bybel daarvan 'n ou wat sê, hy het dit direk uit die Hebreëus uit vertaal, grootste pot snaps wat ek in my lewe gehoor, en die foute wat in hierdie Bybel is in daai Bybel. So hy het nie eens die moeite gedoen om regtig in Hebreëus en Grieks of wat ewe nou te gaan kyk, werklik na die taal. Maar ja, hy is pragtig. Nou kom ek wys verder. Nou, ek het hier geskryf as Johannes 19 vers 18 op dieselfde manier as Openbaring 22 vers 2 vertaal word. Met dieselfde idioom. Met die erkenning dat die woord dio, wat 2 beteken, onmiddellik voor hierdie weerskante en allerkante idioom kom. Nee, beteken dit, daar was 2 aan weerskante. So 'n direkte vertaling van die Grieks sal sê 2 aan weerskante. Ek dink dit maak amper nie saak hoe jy dit sê nie. As jy kan dit maar net so sê soos wat jy wil. As hier so 10 mense om hierdie tafel is, gaan jy 5 vroue die kant as 5 daar. Ja. Ek dink dis die geval. Ja. Okay. Net goed is die vraag van die boom van die lewe, daar was al 'n rivier en daai kant 'n boom van die lewe en daai kant 'n boom. Ja, hy het aan weerskante gegroei. Ja. Hoe is dit moontlik? As God sê hy die boom groei aan weerskante, dan groei hy aan weerskante. Sy wortels het daai kant nog enetjie opgesprei. Waarskynlik. Hoe aan mekaar geraak het oor die rivier of iets of ja. Ek weet nie. Ons sal dit sien as ons eendag daar kom. Okay. Nou ouens, nou wil ek vir julle wys dat as ons nou gaan kyk dat as hulle nie hierdie woord een ingesit het wat nie in die oorspronklike Grieks, julle kan in al die Griekse Bybels gaan kyk. Daar die woord een kom nie daarvoor nie. As jy dit uithaal
En jy haal ook die komma uit wat ons bygesit het, want daar's geen kommas in die Grieks nie. Dan lees die teks reg. Want hy sê, dan sal hy lees, there they crucified him and with him 2 others on either side and Jesus between them. Weer aan albei. Wat ek wel kan byvoeg, wat ek weet, is dat die Romeine het nooit net 1 of 2 op 'n slag gekruisig nie. Dit was altyd 'n groep mense wat gekruisig was. Dit was altyd baie meer. Ja, oké, so as ons nou gaan kyk na Johannes 19 vers 18 in die Nuwe Lewende Vertaling, dan sê hy, daar het hulle hom gekruisig en saam met hom ook 2 ander aan weerskante van Jesus met hom in die middel. So, dit staan presies daar. So selfs hier sien ons dat as ons die kommas uithaal wat die vertalers ingesit het, dan lees hy reg. En dis hoekom die Bybel sê, ons mag nie 'n jota of 'n titel bysit of wegvat nie. Wat is 'n jota? Komma. Hoe jy jou Bybel moet lees en bid elke dag. Ja. Van net daai komma wat daar ingesit is, maak dat ons dit anders lees. Ja. Nou, kom ons kyk wat sê die ou vertaling. Die ou vertaling sê dit actually nie so mooi. Hy sê, waar hulle hom gekruisig het en saam met hom 2 ander, en dan sê hy, 1 aan elke kant en Jesus in die middel. Maar die woord 1 kom nie voor nie. Sien julle, die woord 1, dit is foutiewelik daarin. So die komma na ander, Moenie daar wees nie. Okay, so die feit dat elke moderne weergawe van die Bybel die woord 1 by Johannes 19:18 voeg, wanneer dit nie in enige bekende Griekse teks voorkom nie, is 'n bewys van die krag van tradisie. Maar wie sê dit dan in daar anders is? Die vertalers. Maar hoe sal hulle daai en dan van insit as dit nie daar is? Mens onderstel om van daar af net te vertaal. Nou vra jy dit vir ons. Jy vra dit vir Rubien, jy vra dit vir ons. Jy moet vir daai ouens gaan vra. Ons kan nie weet hoe my ouens nie geword het sê, kom maar, ek sê dit. Maar jy sien ook, Jan, ek hoor nou soos wat Boetie Leon sê, as jy nou 100 mense hier gaan kry, dan gaan 50, daarmee saam en 50 gaan nie, maar die belangrike ding is dat die feit dat Jesus gesterwe het, en of daar nou 2 of hoeveel ook al langs hom was, hy het nog steeds gesterwe, maar wat dit meer uniek maak en mooi maak is die feit dat daar 5 was wat God se getal is. So dit breek nie af dat ons verlosser vir ons gesterwe het nie. Nee, dit doen nie. Dit maak dit net meer uniek en dit kan sê dit water, soos wat hy sê, julle tradisies, want ons het tradisioneel geleer, 1 aan elke kant, maar op tradisies het my woord kragteloos gemaak. Want nou, omdat daar 5 was, maak dit die getal van God volledig, die genade. Maar hoeveel mense weet dat die getal 5 genade is? So al weet hy daar was, al het hy gestaan en hy sien dis 5, gaan dit vir hom nog steeds niks beteken nie. Weereens as jy nie jou woord, hoe daai man ook gesê, lees jou Bybel en bid elke dag. Ja. Jy weet ook dan, lees jy jou Bybel en bid jy elke dag, nie na ander mense Exactly, brother, exactly. Okay, kom ons kyk gou na al die bewyse en dan kan ons bietjie gesels daaroor. Die tradisionele beskouing dat daar slegs 2 manne saam met Christus gekruisig is, lei die vertalers dat hulle daai tradisie ondersteun. Dan word omdat hulle glo dis wat dit is. Is dit maklik om dit maar net aan te hou so vertaal? Want dis mos so al die vertalers dit sien. Want eintlik is hulle dit alles te vertaal,
dan gaan hulle teen die tradisie en dan glo mense dit nie, want die tradisie sê anders. Ja. Nou wat baie interessant is, die Young's literal translation, dis nogal 'n baie goeie vertaling. Hulle is een van die min Engelse vertalings wat nie hierdie een Engelse woord een bygevoeg het nie. So daar is vertalings wat nie dit bygevoeg het nie. En as jy hom nou gaan lees, dan sê hy, where they crucified him and with him 2 others on this side and that side, and Jesus in the middle. So die letterlike vertaling sê, 2 on this side and on that side with Jesus in the middle. Ja. Dis die letterlike vertaling. Okay. Nou het ek verder hier geskryf en gesê, daar is egter 'n verder soliede bewys dat daar 4 manne saam met Jesus gekruisig is en nie net 2 nie. En dit het te doen met die soldate wat die bene van die gekruisigde mans gebreek het. Onthou julle, eventueel het die manne gekom en dan het die soldate het die manne se bene gebreek en toe hulle by Jesus gekom het, toe het hulle nie sy bene gebreek nie, want hy was reeds dood. Onthou julle daai gedeelte, nou. So as julle nou gaan lees, in Johannes 19 dan staan daar, so the soldiers came and broke the leg of the first and of the other who had been crucified with him. But when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his legs. Nou, as ons nou gaan kyk na Johannes 19, dan sal ons sien, dit maak nie sin as daar net 2 manne saam met Jesus gekruisig is nie. Want as dit die geval is, sou Jesus tweede gewees het. En nie derde nie. Van die ouens sou nie eers na die een kant, een ou se bene gebreek het, dan loop hulle verby Jesus na die volgende ou, dan gebreek hulle sy bene, en dan kom hulle na Jesus toe wat in die middel is. Hulle het geloop en hulle die een ou se bene gebreek, toe het hulle die ander ou se bene gebreek, en toe hulle by Jesus kom, toe sien hulle dat hy reeds dood was. Sien julle die prentjie? Dis amper dieselfde ding as wat kom met die kruisiging op 'n Woensdag. Ja. En nie op 'n Vrydag en die mense omdat hulle nie weet van die 4 wat gekruisig is nie, het hulle ook nie geweet van die 2 Sabbate. Ja. Ja. Maar kan julle nou dink, hier kom die soldate nou, hulle gaan nou hierdie ouens se bene breek. Nou gaan hulle nie een daai kant en een daai kant soek nie. Hulle gaan mos nou van 'n kant af begin. Maar die eerste ou gekom, sy bene gebreek, die tweede, die ander ene gekom en sy bene gebreek, toe by Jesus gekom en gesien dat hy reeds dood was. Wat van die ander 2 dan? Hulle is dan nou daarna. Maar dan sou mense dit geweet het, ja. Nou, ek het hier vir julle geskryf, Jesus sou in die middel wees en langs aan hom aan beide kante sou dat dan nou 2 mense gewees het. Nou. Oké, dit het ek nou verduidelik. Ek het geskryf, natuurlik het hulle aan die buitekant begin en toe in die ry afgegaan. Hulle het die bene van die eerste gebreek en toe het hulle die bene van die volgende man gebreek en toe het hulle by Jesus gekom. Maak dit sin, né? Nou as julle gaan kyk na die ek het hierdie prentjie vir julle hier opgesit om vir julle 'n idee te gee. Jy het Jesus in die middel, dan het jy die 2 criminals, wil ek amper sê, die misdadigers weerskante van hom, en dan het hulle die 2 lesstaai, die 2 robbers, die rowers aan die buitekant, né? En dan begin hulle hier van die een kant af bene breek. Ja, hulle sal nie dood naartoe, dan daar naartoe, dan middel toe die, dan 1, 2, 3, 4, 5. Dis hoe hulle dit gedoen het. Nou, ja, ek het nou gedink op 'n stadium, wil ek met julle gesels sê, onthou hoe betekenisvol dit is dat Jesus se bene nie gebreek is nie, onthou hy was die Paasfeeslam, die Pasgalam gewees, en hy mag nie gebreekte bene gehad het nie, nou. Maar, ek het gedink, daar is nog net een ding wat ek graag vir julle wil noem, in die lig van hierdie ding, en om die volle prentjie te kry. Onthou julle die gedeelte van die demone wat Jesus uitgedryf het uit die man uit, wat by die grafte was. Ja,
as jy nou by Markus 5 en Lukas 8 lees, dan sien jy dat Jesus het nou daar op die oewer van die see van Galilea gestop, en toe daar een man na hom toe gekom wat deur demone beheer is, en hy het hierdie demone uit daardie man uitgedryf, hy het tussen die grafte gebly. né? Maar, dis nou Markus en Lukas, maar as jy nou na Matteus toe gaan, dan sien jy dit was actually 2 manne gewees, wat daar gebly het, nie net 1 nie. Maar Markus en Lukas noem dood eenvoudig, praat hulle nie van die tweede man nie. Hulle het dit net nie genoem nie. Waar Matteus noem dat daar 2 manne was. Daarom dink ek nie dis vreemd, dat hulle ophou praat van die bene breek toe hulle by Jesus gekom het, nie van dit was wat belangrik was. Dit was irrelevant wat met die volgende 2 gebeur het. Dit was, Toe hulle die evangelies geskryf het, was dit 'n hele ruk al na Christus se dood, want ek lees in Handelinge dat Annas was weer die hoofpriester. ja. Hy was nie die hoofpriester met die kruisiging, maar toe in Handelinge, toe sy weer die hoofpriester. Ja, dis baie interessant daai Jan. So ons moenie verwar raak, omdat sekere evangelies sekere inligting uitlos. Wat belangrik is, ons moet dit wat ons het bymekaar sit, en dan sien wat daar kom. Maar ek het hier geskryf, dit is hartseer dat mense soms die tradisie van die mense as waarheid aanvaar, en dit dan as teenstrydighede in die Bybel sien, eerder as om te gaan kyk, of dit werklik 'n teenstrydigheid is. En die oomblik wat jy dit ondersoek, sal daai skynbare teenstrydighede verdwyn. So eintlik is daar nie teenstrydighede nie. Verstaan julle? Die ouens wat die Bybel wil verkeerd bewys, wil vir ons sê, dat Jesus is alleen gekruisig, en die ander 2 manne is later eers gekruisig, nadat hy, verstaan, en ander sê nie, maar die Bybel sê hulle is voor die tyd gekruisig. Dit is so, want daar was 4. Ekskuus, Chris. Ook by die evangelie die waarheid moet betref. Ja. Omdat daar verskille in die evangelie, dis nie dat dit teenstrydig is nie, maar is 4 verskillende accounts, van 4 verskillende mense. So hulle skryf op, either wat hulle kan onthou, of hoe hulle die gebeurtenisse gesien het, maar daar is kerngoeders wat dieselfde is, soos die kruisiging, en daai tipe goed is presies dieselfde. Johannes skryf niks oor die nagmaal. Johannes skryf niks oor die nagmaal. Nee, maar ek praat net van soos die kruisiging. Ja. Nee, ek sê Dit is hoekom dat die waarheid Ek praat net van die kruisiging, maar as jy nou die nagmaal gaan sit, dan is daar ook die teenstrydigheid dat Johannes niks eintlik noem daarvan. Hy sê net nadat hulle die beker gebruik. Ja. So, verstaan jy, dis daai tipe van teenstrydighede, maar dit was nie vir Johannes belangrik. Want hy het heeltemal 'n ander oogpunt van Christus. As vir die ander nou gekyk. En daai ouens het ook op hulle elk op hulle eie opsonderlike manier na Christus gekyk. Ek kan nie sê dat dit uit 'n boek of iets gekom of ergens afgekom, en elkeen het sy eie ervaring geskryf. Ja. Hoeveel van die 12 was by die kruisiging gewees? Dit was net Johannes. So uit al die ander mense wat die evangelie skryf, was net 1 man by die kruisiging. En elkeen het hulle eie opinie. Ek dink ons moet besef dat hierdie is nie opinies nie. Die hele Bybel is God geïnspireer. Ja, maar ek dink ons moet ook nie in dinge inlees wat nie daar staan nie. Nee, dit verstaan ek. Nee, dis heeltemal reg, want dit absoluut vanaand nog nie 1 ding genoem of gesê wat nie daar staan. Presies. Nou wat ek dink wat ons moet doen is, ek wil terwyl van die feit dat ons dit opneem, dat ons net afsluit en dan kan ons daaroor redeneer en ons kan 'n bietjie gesels daaroor. Want dit was vir my ongelooflik interessant om te besef dat ons sit hier met 'n tradisie wat ons vir soveel jare geglo het. En ek het dit nooit bevraagteken in my eie hart nie. Want hoekom sal jy dit bevraagteken? Elke dominee preek dit van sy kant af. Maar die oomblik wat iemand jou konfronteer en sê hier's 'n teenstrydigheid, dan moet jy dit gaan ondersoek. En dan besef ons daar is nie teenstrydighede in die Bybel nie. Dit wat lyk asof dit 'n teenstrydigheid is nie. En dit is die belangrike ding. So ek weet nie om Jan wil, Jan gaan vir ons afsluit en dan kan ons verder gesels, as om Jan nie omgee nie. Heere Vader, baie dankie dat ons vanaand weer
as gelowiges hier kan by mekaar kom, Vader, om die woord te deel, die openbaring wat U vir ons gee deur U. Ons dankie dat ons altyd ware voedsel in die lewe ontvang as ons hier kom, en dat ons die waarheid van U woord met mekaar kan deel. Ons vra asseblief, Vader, dat U ons harte voorbereid sal hou, sodat ons altyd as ons hier kom, dat ons harte hierdie woord sal ontvang, en dat ons dit sal uitdra aan ander, en dat ander ook die waarheid van U woord sal ervaar. En dankie, Vader, dat ek vanaand kan bid vir elkeen wat hier om hierdie tafel sit, en vra dat U hulle sal eer, Vader, dat U hulle sal oppas, dat U U hand voor hulle sal hou, en dat as ons hier weggaan vandag, Vader, dat U met ons sal gaan, en dat ons U woord sal uitdra, en dat ander U in ons sal sien, en dat hulle U ware lig in ons sal sien. Ons vra asseblief, Vader, dat U vir Willie sal oppas daar waar hy visvang, dat U U hand oor hom sal hou, en ons weet, Vader, dat U sal vir hom gee wat hy nodig het, en ons vra dat hy sal vrede kry, Vader, en ons bid daai selfde vrede by elkeen van ons wat hier sit, en dankie dat ons dit kan vra, in die magtige naam van Yeshua. Amen. Amen.